10 April. Ons verstand word deur God beheers. Elke gedagte gehoorsaam aan Christus. Terwyl ons planne verbreek en elke skans wat opgewerp word teen die kennis van God en elke gedagte gevange neem tot die gehoorsaamheid aan Christus. 2 Korintiërs 10 vers 5. Die Here reinig die hart op baie dieselfde manier as wat ons 'n kamer verfris. Ons maak nie die deure en vensters toe om dan 'n reinigingsmiddel in te werk nie. Maar ons maak die deure oop en gooi die vensters wyd oop en ons laat die hemelse reinigende atmosfeer instroom. Die vensters van ons drange, ons gevoelings, moet wyd hemelswaarts oopgemaak en die stof van selfsug en wêreldsgesindheid uitgedryf word. Die genade van God moet deur die kamers van die gemoed waai, die verbeelding moet hemels onderwerpe hê om oor na te dink, en elke bestanddeel van die natuur moet reinig en deur die Gees van God met nuwe krag vervul word. Die gedagtes moet aan bande gelê, beperk, gekeer word, sodat hulle nie wegdwaal en dinge bedink wat die siel net sal verswak en besoedel nie. Die gedagtes moet rein wees, die oordeenking van die hart moet skoon wees. Die edele kragte van die verstand is deur die Here aan ons gegee, sodat ons daarmee hemelse dinge kan bedink. God het oorvloedige voorsiening gemaak vir die siel om gedurig in die godsvrug te vorder. Ons bestee ons tyd en aandag aan die nietige alledaagse dinge van die wêreld en verwaarloos die belangrike sake wat die ewige lewe raak. Die edele vermoëns van die verstand word verdwerf en swak gemaak omdat hulle nie geoefen word met onderwerpe wat konsentrasiewaardig is nie. Alles wat waar is, alles wat eerbaar is, alles wat regverdig is, alles wat rein is, alles wat lieflik is, alles wat loflik is, watter deeg en watter lof daar ook mag wees, bedink dit. As ons oor die volmaaktheden van die Christus pyns, sal ons verlang om geheel en al verander en vernuwe te word in die beeld van sy reinheid. Ons word geroep om uit te kom, om ons van die wêreld af te sonder, sodat ons seuns en dogters van die Allerhoogste kan wees.